Wat is dit? Wat is dit? Dis sirkels. Reg deur die geskiedenis het sirkels 'n geweldige rol gespeel in godsdienste. Ook by Christene, volgelinge van Jesus. Sirkels of goed wat so aan mekaar sluit, Vader, Seun, Heilige Gees. Met watter kleur word water gewoonlik uitgebeeld? Met blou. En die wit? Sneeu, ys, reinheid. Wat van Heilige Gees? Heilige Gees, reinheid en waarheid, en die rooi? Bloed van Jesus. Ek gaan nie baie aandag hieraan gee nie. Ek wil net dit graag vir julle verduidelik. In 1 Johannes 5, julle kan self gaan lees. In 1 Johannes 5 word gesê, dit gaan daar oor die hele redenasie, is Jesus Christus die Verlosser? Is hy ware God? Was hy regtig mens? Want in daai tyd van die vroeë kerk, wel, is vandag nog so, word gesê, Jesus was nie regtig mens nie. Anders sê weer, hy was mens, maar hy was nie God nie. Nou gebruik Johannes die 3. Hy sê hierdie 3, die water, die gees en die bloed, die water, die gees en die bloed, getuig saam. Hoekom 3? Want dit was algemeen in daai tyd, as daar 3 getuies is, dan is iets die waarheid. Dan praat die waarheid. Nou sal julle verstaan. Waar 2 of 3 in my naam vergader, sê die Here, daar is ek. En nou wil hy kom sê, die bloed van Jesus. Wat het uit Jesus se wond gekom, toe hulle daai spies in hom gesteek het? Ook water. Dit moet jy nie miskyk nie. In die ou tyd van die Bybel is geglo, veral deur die Romeine. Onthou, Jesus is op aarde hier, daar's Grieke, maar die meerderheid is Romeine. Right, wat die Jode genoem het die heidene. En hulle het geglo, hulle gode het nie bloed nie, rooi bloed. Hulle bloed is iets soos water. Hulle het dit genoem Igor. Iets soos water. Nou kan jy dink, toe hy nou sterf, daar kom bloed en water uit. Waarlik, hierdie man is God, hy is die seun van God, hy is 'n godheid. Hy is 'n godheid, daar kom water uit. Maar die water verwys ook na sy doop. Toe hy gedoop is deur Johannes die Doper, ondergegaan, met ander woorde, hy verdrink, hy sterf vir die sonde, ons word in Jesus gedoop, sê die Bybel, en dan kom ons op, saam met Jesus, 'n nuwe lewe opstanding. En die Heilige Gees getuig dan daarvan. En dan die Gees as geestelike water. Ek wil maar net dit vir julle net so bietjie verduidelik. Die krag van water. Ons het nou die lied gesing, as die lewensstorme woedend om jou slaan. Water kan vernietigend wees, julle weet dit, net soos vuur. Storms en wat, en water, reën kan net te veel wees vir 'n oes. Dit is mos so. En dan sukkel julle boere, wat moet ons bid? Mag ons sê, Here, dankie vir die reën, maar wil U nie nou net bietjie dit na 'n ander deel
toe vat nie. Mag ons dit bid? Ja. Ja, jy moet, jy mag. Natuurlijk. Natuurlijk. En ons is nie ondankbaar nie. God weet wat ons nodig het, maar dis nou 'n preek op sy eie daai. Water, water, water. Ja, mense, ons land, ek wil hoor of julle saamstem, ons land het nie net 'n elektrisiteitskrisis nie. Ons land het 'n waterkrisis. Besoedeling, alles net in riool in die water en mense smag. Maar goed, as jy praat van water, dan praat jy van reën. Kyk, daar is hom niks so mooi om dit te hoor nie, nee. Dit was droog, en dan maak julle mekaar in die nag wakker en sê, lief, hoor die reën. En party gaan uit en gaan dans in die reën, loop in die reën. Dis net ongelooflik mooi. Reën is so mooi, reën maak mooi. En dis wat die Heilige Gees ons lewe wil doen. Die geestelike water wil ons die mooiste kinders van God maak. Hoe ons is die beste ons. Ag, daar's miljoene oor die wêreld, in ons land, wat net smag na 'n glas heerlike, koelkoue water, wat nie sleg smaak nie. Kan 'n mens Witstrandse water uit die krane drink? Ek sien. Ja, ek kom oral waar ek in die wêreld gaan, ek gaan nie in Indië doen nie, sorry, maar oral in Suid-Afrika en so, dan drink ek maar die kraanwater, maar ek sê vir julle al geproe, smaak het. Dis skrikwekkend. Moet ook nie so brag oor jou bottelwater nie. Die goed is baie keer maar baie flat, as niks in nie. Ek soek minerale, ek kry minstens 'n bietjie chloor in, wat nie te sleg kan wees nie, ensovoorts, so uit die kraan. Nee, daar's mense wat smag, Jy weet as jy eers dit kry. En natuurlik as dit nou warm water is, dan kan dit 'n fout in die geyser wees, maar as dit die koue kraan is, en dit lyk nou al vir dae lank so. Dis hoe mense se geestelike lewe lyk. Ek meen, die ergste is, ons regering moet werk aan die waterprobleem. Maar ek is bevrees as 'n regering se hart, se siel so lyk. Alles gaan maar so lyk. Hoe lyk jou persoonlike lewe? Hoe lyk jou gedagtes, jou emosies? Hoe lyk jou huis, jou huwelik? Is dit so? Is daar besoedeling? Dis nie net oor see, Indië, waar ook al nie, dit is in ons land. Hulle praat altyd van die rou riool.
Dan joke ek maar en sê, nou kry jy gaarreool. Ai, sorry. Julle gaan nou stoppies eet, sorry. Dis 'n lelike een. Nee man, yes. Dis verskriklik. Okay, Jesus in Johannes 4, 'n pragtige storie oor water. Johannes 4. Ek het die grootste gedeelte daarvan vir julle hierso op die skerm, en dan gaan ek so die laaste deel net vinnig lees hier in Johannes. Right. Jesus het Judea verlaat, weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hoe was die verhouding tussen die Jode en die Samaritane? Elendig sleg. Hulle kon mekaar nie vat nie. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar. Die fontein van Jakob was daar. Oeg, wat 'n ou debat. Die Jode sê, dis ons fontein. Eintlik is dit nie die ware fontein van Jakob nie. Ons het die ware fontein. En dan beklei hulle weer. Dis is Israel en Palestina, hoor. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Hy was so moeg, hy het net daar neergeplak. Wat sê dit vir jou oor Jesus? Dis hy, soos ons, dis so mooi, soos ons, hy ken ons dors, hy ken ons moegheid, dis fantasties. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. En dan, die Samaritaanse vrou sê te vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die vervlakste vrou pick a fight. Sy pick a fight. Ek wil niks hoor manne van, dis nou typies vrou nie, nee. Ons pick ook fights. Sy soek moeilikheid. Sy is op 'n dwaalspoor. Sy gebruik argumente, allerhande goed, om op te cover. As jy geweet het, sê Jesus, wie dit is, geen argument oor wat en hoe en waar moet die tempel wees en waar aanbid ons nie. Hy vat haar na 'n persoon toe homself. Onthou, dis die geheim, dis waaroor lewende water gaan. Wie? Jesus. Wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Natuurlik kry jy dooie water. Hulle het in die ou tyd met die woestyn en sekere dele water was ook besoedel met allerlei stowwe en kalk en whatever daar is, en dit was maar dood, as 'n mens dit so kan noem. Water was skaars, vars water in die grond was skaars. Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Nou jy moontlik die vrou gedink, julle Jode, altyd geweet julle is die skerpie, natuurlik sal jy weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Hierdie is natuurlik 'n deel toe ons as jong mense, studente of in besoeke in die middestad van die stede of waar ook al evangelisasiewerk gedoen het, uitreike, dan is Johannes 4 die deel, Johannes 4, die tegnieke, om moenie 'n fight pick nie, moenie begin stry nie, bring die lewende water, bring die persoon, Jesus, maak mense nuuskierig, dat hulle belangstel, en hy sê, jy sal 'n fontein wees met water wat opborrel, en vir hom die ewige vir hom haar, die ewige lewe gee, kwaliteit, meer as hierdie, al jou behoeftes sal bevredig word, geestelik, veral, die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water. Miskien het sy gedink, aan die begin, of wat dink julle? As ek net hierdie water kan kry, ek gaan 'n waterfabriek opsit. Nee man, sy het niks
Ek gaan het Minamoe 2 opsit. Water kry teen 'n paar sent. Nee, meneer, gee vir my van daardie water. As jy iemand net kan kry daar, die behoefte skep. En dis hoe die Gees voorberei. Gee vir my van daai. Ek is dors. Sy besef dit. Hy sê toe vir haar, en nou gaan roep jou man, kom terug hierheen. En wat sê sy? Help my met die storie, wat sê sy? Ek het nie 'n man nie. Ok, sy het een. Hy sê, ja, nee, natuurlik nie. Die een wat daar by jou is nie jou man nie, en jy het hoeveel gehad, en dan is ook nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou dink jy, nou gaan hierdie vrou tot inkeer kom. Dan vat sy die feit verder. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. Tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Dan sê Jesus vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Ek dink, wat dink sy? Wow, hier's 'n Jood wat sy eie heilige stad maar net een kant toe sit. Nou, wat gaan hier aan? Daar kom 'n tyd wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. En dan vers 24, God is Gees, die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê toe vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. En dan, dit is ek wat met jou praat. Dit is ek. In Latyn noem ons dit die ego eimi, die ek is uitsprake. Ek is die Messias, sê hy vir hom. Ek is die lig, die waarheid, die weg, die lewe, ek is die brood van die lewe, watter een ook al. En dan kan hierdie vrou nie anders as om te dink aan Exodus, die God hom aan Moses openbaar, ek is wat ek is. Nou bou die spanning op. Yes, hierdie ouens het mooi geskryf. In net toe kom die disippels. Maar kyk, hulle vra toe niks, ons verbaas dat hy met 'n vrou praat. Natuurlik nog 'n Samaritaan, hè. Hulle vra toe niks. Hulle vra nie waarom praat u met haar of dit nie. So het 'n waterkruik laat staan, na die dorp toe gegaan vir die mense gesê, kom kyk, hier's 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Jy sien hoe oopmaak sy. En die mense het toe nou gekom, en wat doen die disippels? Hulle wat dag en nag saam met hom lewe. Nou, Rabbi, eet tog 'n stukkie. Nou is hulle weer op kos. So iemand dalk vir hom iets te ete gebring het, hy sê nee. Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Hoe het iemand miskien vir hom kos gebring? Hy sê my voedsel is om die wil van God te doen. Kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Dan gaan hy verder, en dan kom die Samaritane en dan baie tot bekering gekom, in hom geglo, en dan staan daar nie oor wat die vrou in die eerste plek gesê het nie, maar wat hulle self gaan sien het, gaan uitvind het. Lewende water. En hier is 'n geweldige belangrike ding wat gebeur het. Ons mis dit baie keer. Kyk, wat doen water? Water was skoon, nee. Water reinig jou, as jy stort op pad. Dit is altyd so lekker by die skool, of 'n skool, of in die sondagskool, om vir die kinders te vra, of 'n kinderdiens. Wie van julle, waarmee maak ons skoon? Water, stortbad. Okay. Wie van julle het vanoggend gestort of gebad? Gisteraand?
gisteroggend laas, week laas, en waaragtig as whitey kindertjies wat skoon was, en dan ontdek jy na so 1 halfuur in die bad, my magtig te sien my kind hierdie nie, is die buurvrou se kind. Hallo buurvrou, is my kind by jou? Ja, ek het nou net die dingetjie skoon gewas, is myne by jou? Ja, kom. Jesus was haar skoon. Die Gees berei haar voor. Waarvan was hy haar skoon? Sonde? Wat is sonde? Ja, daai oppervlakkige lewe, okay. Wat is haar grootste sonde? Hindernis. Kom ons noem dit hindernis. Ongeloof, die masker wat sy dra, die make-up, die mascara, is 'n Arabiese woord wat ons oorgevat het by die Arabiere. Mascara beteken mensen in die Jode, hierdie ek weet, hierdie ek hou bly net van my af weg, as jy te naby aan my kom, dan was hy dit af. En dan sien sy haarself, wie sy werklik is, geestelik. En dan verander sy. En daarom skoon was, waarvan moet die Here jou skoon was? Ons kan baie lank daaroor praat, om te reinig. Dis hoekom die doop word gedoen met water. Al is daar hoe droogte, daar gaan nie, al is daar hoeveel droogte, daar gaan nie die Sondag in die kerk gedoop word met babypoeier nie. Al het my ouma gesê, as jou hare vuil is, gooi babypoeier op jou hare. Ons het dit gedoen. Nee, water. Water is die teken, en ek like wat hulle in die Grieks-ortodokse kerk en baie van die Portugese en Grieke doen het, daar sê, dis eintlik hoe dit moet wees as jy 'n baby doop. Lekker lou warm watertjies. Hoekom? Om te sê, die oorvloed van die bloed van Jesus en vergifnis, vrede, blydskap, in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Wat doen ons? Ag nee, ek wil nou nie, dis nie kritiek op enige dominee nie. Elkeen doen dit maar op hulle manier. Ek sien my weg oop om te doop en my hand in te sit in die water, uit te haal, dan nog af te skud en te besprinkel. Ons noem dit 'n katspoegie. Hoor jy so, hier is vir jou 'n enkele druppeltjie van God se liefde. Ek weet, ek is nou moedswillig, ek wil dit doen. Ek het nou dag in die Heidelberg gedoen toe ek 'n kind gedoop het. Man, jy skep die water. Ek het vir Ewen Moster die koster gesê, baie water, want dis die teken van Jesus wat skoon was. En gooi dit op die kind. En dan is daai kind eers en so begin plas in die water wat daar op die. Want kyk, die meeste mense worry dan natuurlik oor, dis dierhoutwerk, daai ding waar by die water so gooi genade, die vlekke. Ja, ek het eendag 'n baba gedoop, okay, daai ouetjie is nie gelukkig nie. Die man het gesê, en kerk mense, hy het gesê, hy wil sy baba laat doop, hulle wil die baba laat doop, maar hy glo aan kinderdoop, maar dit moet onder dompeling wees. En toe vat hy 'n visbak, en ek moes oefen voor die tyd, ek het gelees op Google en oral, hoe doen hierdie priesters dit, die kind se neusie toedruk en die kind ingesit, uitgehaal, so vinnig as wat ek kan, en dit was die fout, jy moet dit baie stadig doen. Want daai kind het so geskrik, die hele party deur na die tyd gehuil, daai kind is nou al vandag redelik groterag,
'n waansinnige vrees vir water. Die okay. Wanneer die Bybel praat oor water, gaan dit natuurlik maar oor, dit ken julle nie, julle ken dit hierso, droogte. Israel semi-woestyngebied, die droogte, en dan weet ons mos nou, dis gerig op geestelike droogte, dorheid. Ag, daaroor hoef ek eers te praat nie, ons ken dit. Die droogheid, daar's 'n versie in Spreuke wat praat van neerslagtigheid, om gedurig down te wees oor probleme en dinge. Ek praat nie van die siekte, depressie nie, is op 'n ander vlak bietjie, maar dan sê hy daar, neerslagtigheid droog die gebeente uit. Bly goed doodstil. Luister mooi. Hoor jy iemand se gebeente kraak? Ek hoop nie so nie. Die dorheid, die grootste droogte om Jesus nie te ken nie. Die dorheid, die droogte van sy woord nie lees, bestudeer nie. Sonde droog jou uit. Bring daai verskriklike dors in ons. Psalm 63, Dawid, hy vlug vir Saul, en dan sê hy, 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda-woestyn, ek soek U, God, ons nou die hand gesing, hè? Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Kom ons sê dit as 'n geloofsbelijdenis, staan geop, dat dit in jou inbrand of ingewater word, volgegooi word, dat ons dit elke dag as 'n gebed sal hê. Right, 1, 2, 3. Ek soek U, o God, ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Dankie, sit maar. U mag hoeveel reën in Suid-Afrika val, julle weet so goed soos ek, hierdie land soos dit op die oomblik is, met hierdie regering, is 'n dor en droë land. En is nie politiek nie. Water gee lewe, gaan nie veel daaroor sê nie, water gee groei. Psalm 1, 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Lewe, gooi die woorde rond in jou kop, groei, geestelike groei, gereeld water gee. Jy drink nie eenmal en is klaar nie, jy moet gereeld water drink. Water verfris, nuwe krag. Psalm 23, water waar rus is, U lei my na waters waar rus is, né? U verkoop my siel, die ou vertaling, is 'n mooi woord, verkoop, verfris, dis wat water doen. En net water, al is jy hoe dors, as jy gaan iets drink met suiker in, dan bly jy dors. Los die Coke vir later. Dan kan jy die water en die ander goedjies, brandas of wat ook al geniet, maar water om jou dors te les. Nuwe krag. Pragtige vers in Deuteronomium, my woorde verkoop julle, sê God, soos dou, soos sagte reëns, soos reënbuie op die graan. En wanneer iemand dan in die woestyn is, en sukkel, en soek, en skielik voor hulle, hier is die water, 'n oasis. En Jesaja wat sê, 58 vers 11, die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dor streke. Al gaan jy deur die grootste droogte nou, of wanneer ook al, sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak, soos 'n tuin met volop water.
Water is powerful. Powerful. Fontein wat nie opdroog nie, en dan kom die fees, die hittefees, loofhittefees, dan slaan hulle so ding op, die pa, ma en kinders, en almal, hulle bou 'n soeka, dis 'n soeka, en dan gaan bly hulle daarin, om te vier toe Israel in die woestyn was, en God vir hulle gesorg het, en hulle ook 'n hutte gebou het, en het opgeslaan het, en getrek het, en weer opgeslaan het, en by daai fees kom Jesus in Johannes, en hy sê in die evangelie, almal wat dors het, kom. Dis ongelooflik, daai vers. Hy sê, en as jy kom drink, wat gaan met jou gebeur? Wat gebeur met jou as jy drink van die lewende water? As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En dan strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Jy word self 'n fontein wat die water kan uitdeel. Wat vir mense wat dors het, geestelik, emosioneel, hoe ook al, om vir hulle te gee. Water het beteken God sorg. God sorg. Ek dra jare so som. Maar hou my geborgen van rechtens soos water en verprijsend en zuiver soos waterwind. Ek is Jesus van die heimwee. Antwoord my. Ek roep oor die steen. Breek my af, dat my vloei deur riviere. Maak my stad soos 'n helder fontein, want ek wil wees soos water. Ek wil prys en suiwer soos water wees. Ek wil soos water wees.
Offergawes